dat ons die woord kan oopmaak vanmorgen daar in Kindelf. En dankie vanmorgen vir dit wat U vir ons gestoor het, dit wat U wil oopbreek vir ons, dit wat U vir ons wil wys. Ek dank en ek prys en ek loof U daar vanmorgen, dat dit vars manna die hemel sal wees, vars gebakte brood wat die Here vir ons breek vanmorgen, sodat ons innerlike mens, Here, vernuwe kan word, verstadig kan word, in die naam van ons Here Jesus Christus. Ek kom teen die wat kom te steel, te stak en te verwoes. Ek breek sy alvas vanmorgen in die vergadering. Ek stel het kragtloos, ek gebid jou om jou hande aftaal van die woord in Jesus naam. Ek dryf daar die demoniese magte uit na maatelose plekke. En ek dank U vanmorgen vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat beweeg van hart tot hart, van persoon tot persoon, van sitplek tot sitplek, in Jesus naam. En ons dank U daarvoor, na die kinders van die Here vanmorgen sê, amen en amen. U mag maar sit, dank U baie, ek het vanmorgen, ek het al voorheen oor dit, of van dit gepraat, die voorkomende mens deel 1, soos gesê, so deel 3 of 4, ons moet nie miskien met 4 deel uitkom, maar ek gaan begin by die voorkomende mens, en ek geëindig met die gedagtes. Nou, ons verstaan nie, ons as kind van die Here verstaan hoe belangrik het is, om te weet, hoe jou gees werk, jou siel werk, en jou liggaam werk, hoe belangrik het is, hoe jou gedagtes werk. Ek het laatst nie gesê, dat ons, wat vir interessant was, toe ek 'n studie gedoen het oor die gedagtes, ons nog in die Bybelskool behandel, het ons, en ek kom 'n gedeelte afgekom, wat 'n persoon skryf oor die Eskimos. En hy sê, ons wil ons 'n stuk ys sien, sê ons, daar's 'n stuk ys. Maar vir hulle groot stuk ys het een naam, en ander stuk ys het 'n ander naam, ander betekenis, en gekaste ys 'n ander naam. En net so wanneer kom met die gedagtes, ons gedagtes, het net te doen met die brein, nee, daar's baie ander dinge, en ek wil vanmorgen vir U wys, terwyl ons so tussen kom, so met dit uitkom, hoe belangrik dit is, dat ek en jy weet, hoe die gees, siel en liggaam funksioneer. Die duiwel weet hoe dit werk. Hy weet hoe die siel, gees, of gees, siel en liggaam werk. Hy weet presies, dis hoekom jy kan aanval, en my kan aanval, en jy versoek, en jy kom nie agter wat aangaan in jou lewe nie. Soos belangrik dat ons sal oplet vanmorgen, aantekeninge maak, en dan kyk, kom ons lees, is 2 gedeeltes wat ons gaan saam lees. Die eerste is Romeine 8 vers 1 tot 8. Nou as jy die Bybels onderstreep, maak die streepies om die Bybel, baie mense sê nee. Nou myne lyk soos 'n padkaart as jy na my Bybel kyk, en ek dink baie ander mense sal ook. Soos ek baie aantekening maak, maar ek hou daarvan om dit neer te skryf en in my notaboek ook. Maar ons gaan saam lees dan daar, Romeine 8, 1 tot 8, en luister wat die Bybel sê. Hy sê, daar was dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is, nie vir die wat na die vlees wandel nie, luister wat hy sê, na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en terwille van die sonde veroordeel het in die vlees. Sodat die reg van die wet vervul kan word in ons wat na die vlees wandel nie, maar na die gees. Luister wat sê vers 5 tot 8. Luister wat hy sê. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat die wat die vlees bedink vyandskap teen God is, wil dit onderwerp hom nie aan. Luister wat hy sê, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God. Die luister die laaste skrifstede daar, want dit kan ook nie. Wat sê daar? Ons vlees sal hom nooit
onderwerp aan God se metode van werk nie. Dis wat hy sê. Nooit beteken nooit. Ons gaan by dit kom. Luister. Ons gaan vals verder daar. Hy sê, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Met ander woorde, die wat in die vlees is, kan God nie gelukkig maak nie. Hy sê, ons kan alleenlik deur ons geloof God behaag. Deur ons geloof kan ons God gelukkig maak. Hier sê ons, as ons in die vlees wandel, kan ons God nie gelukkig maak nie. Kom ons kyk wat sy eerste Tessalonisense 5. So toe wil gaan, eerste Tessalonisense 5:23. Kyk op die skerm as jy daar is. Luister wat hy daar sê. Luister wat hy daar sê. 5:23. En mag hy, die God van die vrede, luister wat hy sê, julle volkome heilig maak, en mag julle gees in volgorde nou, julle gees, julle siel en liggaam geheel en al onberustig bewaar word tot by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy sê nie dat julle siel bewaar word nie. Hy sê ons gees, siel en liggaam moet bewaar word tot by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Met ander woorde, ons moet agter ons gees kyk, ons moet agter ons siel kyk, ons moet agter ons liggaam kyk. Dat help nie ek kyk na die eerste twee en ek verwaarloos my liggaam nie. Dat help nie ek voed my liggaam en ek los die ander twee uit nie. Hy sê in volgorde ons moet dit bewaar, ons moet daarna kyk, ons moet dit oppas, my gees, my siel en my liggaam tot by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Ons het 'n werk om te doen, ek en jy het 'n werk om te doen en is om dit op te pas. Ek wil vir iets lees gou vinnig hierso, wat in Lukas staan, wat ek altyd opstaan, ek gebruik dit, ek staaf dit, ek bely dit, elke keer is in Lukas, maar hy sê daar, dat Jesus het gegroei in gestalte, vers 52, of toegeneem, Jesus het gegroei of toegeneem, in wysheid heel eerste, tweede in grootte, en in die genade by God en die mens. So hy het gegroei daarin, en hy praat van grootte, praat van sy liggaam. Aan die woorde, hy het agter sy liggaam gekyk. Hy het agter sy innerlike mens gekyk. Anders sal hy nooit genade gevind het by God en by die mens nie. Dis wat die Bybel daar sê vir ons. So, die Engelse vertaling lees, verse 6 van Romeine lees, luister wat hy hierso sê. Hy sê, now the mind of the flesh is dead, but the mind of the spirit is life and peace. So as ek daarna kyk, het jou vlees 'n gedagte en jou geestesmens ook. Kan ek iets sê, miskien jy geweet, miskien nie, dat al 5 sintuie wat jou vlees het jou geestesmens ook. Kom ek sê dit weer, al 5 sintuie wat werk in jou liggaam, vleeslik, werk ook in die geestesriem, in jou geestesmens. Presies dieselfde.
Verse 7, lees daar, the mind of the flesh is actively hostile to God. It does not submit itself to God's law since it cannot. So jou vlees sal nooit hom onderwerp aan die gebooie en wet van God nie, want hy kan nie. Wat doen ons? Ek gaan met jou praat volgende week, wat doen jy? Jy kan nie van jou vlees ontslae raak nie. Daar's iets wat jy kan doen. Vers 23 van 1 Tessalonisense lees die volgende Engelse vertaling. Hy sê, now may God himself, the God of peace, make you pure, belonging only to him. May your whole self, spirit, soul, and body be kept safe and without fault when our Lord Jesus Christ comes. Met ander woorde, ons moet oppas. Nie dat niks verkeerd met vasting nie. Om te vas. Maar jy geweet, is een van die beste geneesmiddels vir jou liggaam. Vas. Om te vas. Een van die beste geneesmiddels vir jou innerlike mens is vasting. Want het purify, maak jou innerlik sowel as uitelik skoon. Of jy nou vas van 6 tot 6, of vas 'n hele week, of vas vir 3 dae, maak die saak jy sal nooit vir dieselfde wees as jy vas, jou liggaamlik en geestelik. Want dit reinig jou innerlik en uiterlik, maak jou skoon, maak jou sensitief, om die stem van God op te tel. Die baie van ons is heeltemal van 'n frekwensie af. Ons kan die stem van die Here nie meer hoor nie. Glad nie meer hoor nie. En as omdat jou gees nie sensitief is nie, kan jy die stem van die Here nie optel nie. Jy is by heeltemal alle frekwensies. Baie van ons is soms op die frekwensie van die vlees. Wat wie vir jou sê, slaap nog, of jy hoef te gaan bid nie. Kom nou, moet jy allemaal nie sê, pastoor, dit is so. Wat sê, moet nie vas, jy moet nie kerk toe kom, jy luister na die vlees. Om na die vlees te luister, is 'n doodsvonnis vir jou geestelik sowel as fisies op die einde van die dag. Ons kan nie ons vooruitleen en luister na die vlees impulse nie. Hoor wat pastoor sê vanmôre. Raak nou baie stil, lyk jy ons is honger, nog vroeg. Hier is 10:15. Hoor wat pastoor sê. So wat ons hier lees is dat ons het 'n vleeslike mens en ons het 'n geestesmens. Dis wat Paulus hier skryf. Hy sê die vleeslike mens bedink of dink aan vleeslike dinge. Waar die geestesmens bedink of dink aan lewe en vrede. Groot verskil. So die mens is gees, ons het 'n siel, en ons woon in 'n liggaam volgens die tweede boek van Tessalonisense 5:23. Daar's 3 dele en nie 2 dele. Baie mense wil jou gees en siel een maak. Maar die twee is so naby mekaar dat hierdie woord kan die twee skei. Die swaard bring skeiding tussen gees en siel. So naby is die twee by mekaar. Maar as 3, gees, siel en liggaam. En die gees en die siel saam in die liggaam werk saam, maar die twee binne noem dit die geestesmens. Die geestelike mens. Maar Paulus sê daar's 3, gees, siel en liggaam. So jy het 'n geestesmens sowel as 'n fisiese mens. Nou in die begin, kom ek wat terug in die begin Genesis toe. En die Here God die mens geformeer uit stof. Met ander woorde, die woordjie wat daar gebruik het in die oorspronklike Hebreëus sê, hy moes gebruik maak van 'n materiaal. Iets wat bestaan om iets te skep, sodat dit bestaan. En hy het gebruik gemaak van stof om die mens te vorm en te maak, die liggaam te maak. En daar het die mens gelê, 'n lewenlose liggaam het gelê,
Adam het gelê daar lewenloos daar. Die liggaam perfek geskape, maar was geen lewe in hom gewees nie. En God kom en hy blaas sy lewe deur die neusgate van die mens en die liggaam word lewendig en terselfdertyd die liggaam lewend word, toe word die siel gevorm in die liggaam. Uit niks uit nie. Want hy word die daar gevorm en geskape daar, die siel geskape beteken bara, en bara beteken het iets gevorm uit niks uit nie. So terselfdertyd toe God se lewe in die liggaam van die mens inkom en kontak maak met die vlees, toe word die sielgedeelte, die onsterflike siel, word daar binne gevorm. En die mens staan op, en die mens leef. Hy praat daar van the breath of life, wat God in die liggaam van die mens ingeblaas het, en so ontstaan die onsterflike siel, en die mens word toe gees, siel en liggaam. Die volledige persoon is drieledige wese, is 'n drieledige wese, 'n persoon met 'n gees, met 'n siel en 'n liggaam, met sy eie persoonlikheid, eie vrye wil en sy eie karakter. Sal boring gewees as almal dieselfde karakter gehad het. As almal dieselfde persoonlikheid gehad het, sal almal boring gewees het. Maar die Here het so uniek geag dat elkeen sy eie persoonlikheid het, sy eie vrye wil het en sy eie karakter het. Dis die mens wat bestaan uit gees, siel en liggaam. Tweedens, die liggaam, luister mooi, is die wêreldbewustheid. Ek sê dit weer. Die liggaam is die wêreldbewustheid. Die liggaam kan nie geestelike dinge optel nie. Baie mense sê ek kry goosebumps as jy in 'n gees beweeg. Ja, dit kan gebeur, want innerlik word dit uitgegee na uiterlik toe. Gebeur is innerlik en dan uiterlik, maar jou liggaam het niks te doen met geestelike dinge nie. Hy wil niks te doen met geestelike nie. Hy wil niks te doen nie met die woord nie. Hy sal liewerste jy die Bybel berge in 'n kas toesluit en elke dag loop en allerlei dinge doen, behalwe om Bybel te lees en te bid. So hy's wêreldsbewus, waar die siel selfbewustheid is, en die gees Godbewustheid is. En daar is 5 organe in die liggaam, wat aan die mens die 5 sintuie verskaf. Hierdie fisiese liggaam stel die mens in staat, luister mooi, om met die fisiese wêreld te kommunikeer. Deur jou 5 sintuie kommunikeer ek en jy met ons liggaam in die wêreld, dinge wat daar plaasvind, deur die 5 sintuie wat God vir ons gegee het. Daarom word die wêreldbewustheid genoem. Nou, ek loop stadig as my inleiding maar nog eens, luister mooi. Die siel gedeelte, ons praat nou, ons gesien die liggaam as wêreldbewustheid, die siel bestaan uit daardie deel in die mens wat bekend staan as die intellek, wat die mense bestaan moontlik maak. Met ander woorde, ons is nie dummies nie. Ons is nie robots nie. Die deel van liefde wat belangrik is, genereer gevoelens en geneentheid teenoor ander mense of voorwerpe. Want daar's emosies by betrokke, né? Geneenthede spruit voort uit die sintuie. Al die dinge is dele van die mens self. Hulle vorm die persoonlikheid van die mens. Daarom word dit die selfbewustheid genoem. Daar's emosies, daar's 'n vrye wil wat jy het. Daar's 'n karakter wat jy het. Alles word deel van die mens wat God in die mens ingeplant het. En jy word bewus van baie dinge deur jou 5 sintuie. Die gees is die deel waarmee die mens met God kommunikeer. Die dag toe ons tot inkeer kom, die dag toe kan jy ja sê vir Jesus Christus, het daar dinge gebeur in ons lewens.
Nommer 1 het hy gekom en ons vrygemaak. Uitgehaal in die mag van die prins van duisternis. Hy het die bande oor jou en my lewe gebreek en ons skoon gewas deur die kragtige bloed van sy seun Jesus Christus van ons sondes. En ons vergewe van al ons ongeregtighede. Dis die heel eerste ding wat gebeur het. Die tweede ding wat plaasgevind het, God se gees het ons gees wat dormant was al die tyd in die wêreld, het ek hom verkoop deur hom aan te raak en sê, hoorie, nou gaan ek en jy kommunikeer. En ons gees en ons innerlike mens het opgespring, gereed vir kommunikasie met God die Almagtige. Hallo? En die derde ding wat God sê, hy sê, verander jou gemoed of jou gedagtes deur die implanting van God se woord. Hallo? So, ons kommunikeer met God deur ons gees, ons kan nie met God kommunikeer deur ons siel nie, ons kan nie met God kommunikeer deur ons vlees nie, ons kan nie met God kommunikeer deur ons gees, ons maak kontak met God deur ons gees. Dis hoe belangrik is om sensitief te wees, mense. Baie sal reg deur die wêreld gaan, van die begin van sy wedergeboorte af, tot die dag van hy sterf, sal hy nooit met God gepraat het nie. Hy sal nooit 'n verhouding met Jesus gehad het nie. Hy sal nooit daardie intimiteit beleef het nie, want hulle weet nie om na God te luister nie, hulle weet nie met Jesus te praat nie, want daar's nie kontakpunte tussen hulle nie. Daar's sensitiwiteit tussen hulle. Hulle weet wat om te maak nie. Daarom word genoem Godbewustheid. En net soos God in die gees woon, klein G, woon hy self in die siel en die sintuie woon in die liggaam. Onthou wat pastoor vanmôre sê, luister mooi. So wat met jou gebeur innerlik wanneer jy in 'n diens staan? Daar's emosie by betrokke baie. Maar wat met jou gebeur innerlik as jy in die diens staan, jy voel jy wil juig, jy wil spring. Ons het al voorgedans, laat die bandjiepunte so staan hier voor om uit te gee. So, wat gebeur? Dit wat binne jou is, wat jy wil uitgee, kan alleen uitgee die jou liggaam. So die uitgang van dit wat binne plaasvind is jou liggaam. Ek sê halleluja. By gees, by innerlike mense sê halleluja, sê ek halleluja, hy gebruik my liggaam as die uitgangspunt. Dans voor die Here, Dawid het gedans, dat hulle hom skaam gekry het, omdat sy vrokkie afgeval het. Met geweld gedans voor die ark. Dis die innerlike mens wat deur die liggaam uiting gee, om God te prys en te verheerlik in die dans voor sy aangesig. Dis wat gebeur binne-in. So dit nooit keer nie. Maar nooit probeer keer nie, as jy sê halleluja, as jy sê amen, as jy wil dans, dan dans jy voor die aangesig, as jy God wil prys, jy doen jy dit, so dis kom ons hier met hande klap, en die Here groot maak, ons gaan die Sondag wat nou kom, gaan ek hy videoetjie vir julle speel van die ou kerkbaal, ons kan nou mooi kyk op hy TV, dan wil jy moet kyk daarna, en sien hoe God geprys word. Jy gee uiting, as jy blydskap in jou binne sê, hoe kan jy staan met jou hande langs jou sy? As die Here jou gesond gemaak het, as hy wonderlike dinge in jou lewe gedoen het, hoe kan jy monde toe hou? Jy moet uitskreeu en die Here sy naam groot maak en aanbid en sê dankie Jesus vir dit wat jy vir my gedoen het. So die uiting kom deur die liggaam, hand opsteek sê vir jou, word die liggaam gebruik. Derdens, kom ons kyk vanmôre, wat dit is belangrik om te verstaan, dit is belangrik om te verstaan, luister mooi. Nommer 1, kom ons kyk na die liggaam, wat sê wêreldbewustheid. Die liggaam is die fisiese deel van 'n persoon, wat met die materiële wêreld in 'n wisselverwerking tree, met ander woorde, ons maak kontak met die wêreld buite. Dit is 'n deel wat die fisiese omgewing ervaar, deur die 5 sintuie: sig, neem kleur, vorm haar, hoor, ontvang klank en vibrasies, tas, voel, teksture, temperature en druk, die smaak, identifiseer geure en stowwe,
reek op en die aroma is zwaar. Hierdie sintuie laat 'n persoon toe om hulle omgewing te navigeer en daarop te reageer, want hulle word bewus gemaak van die fisiese riem daar buite. Kom ek noem 'n voorbeeld en ek wil weer, wat ek baie keer gesê het. As ek voor in 'n bakkery inloop, ek wil weer 'n keer sê, en ek ruik daar die vars gebakte brood, dan word ek 'n 7-jarige ou sien wat voor my ma se stoof staan as ek besig is om 'n brood te bak. So vinnig gebeur dit, want die sintuie jou terugvat daardie kant toe. As ek die parafin en die striepes ruik van 'n prima stoof, onmiddellik wat ek my terug waar ek in die bed lê, waar my ma op 'n plot besig was om ons kos te maak en pap te maak voor ek deur gaan skool toe. Onmiddellik is ek 'n klein seentjie wat onder die warm kombersel lê en warm kry terwyl my ma besig was om ontbyt te maak. So vinnig gebeur dit. Dis wat jou sintuie doen. Sekere dinge wat jy hoor. Sekere dinge wat jy laat sien, dat jy terugdink dat jy 'n klein dogtertjie was, 'n klein seentjie was wat jy gespeel het met karretjies in die stof, en die vroue of die meisietjies hulle poppe rondgedra het, so vinnig as 'n split van 'n sekond, as jy 'n klein jou dogtertjie en 'n seentjie van daardie jare terug. Dis wat jou sintuie doen. Ons sintuie herinner ons aan dat ons in die wêreld is. Wat in die wêreld aangaan. Die siel, selfbewustheid. Die siel is die setel van die gedagtes, emosies en jou wil. Wat 'n persoon bewus maak van hulle eie bestaan. Dit bestaan uit die verstand, die intellek. Kan redeneer, kan leer, kan geheue moontlik maak, jy kan dinge onthou. Emosies, die gevoelens is daarbey betrokke ook. Ek laas nie gesê dat jy emosies jou in 'n verkeerde rigting kan inneem. As jy emosies onder beheer hou, dan kan dit vir jou lelike dinge veroorsaak op 'n dag. Emosies beheer jou liefde, vreugde, woede, hartseer en ander affeksies wat jy het. Dan kom ons by die wil, besluit en begeertes. Kan ek vir iets sê vanmôre? Luister wat pastoor sê. As jy nie wil God dien nie, kan die Here niks doen nie. So sterk is jou wil. So sterk is jou wil. Nou as jy wil so sterk is om God te weerstaan, hoekom gebruik jy jouself wil vir die duiwel nie? Hoekom sê jy nee vir daai versoeking nie? Of sê ek wil dit nie doen nie? En as jy nie wil doen nie, kan jy niks doen nie. Kom nou mense. Maar ons is te bang om met die duiwel te praat. Ons is te bang vir hom te sê ek wil nie. Jy sê vir hom ek wil nie. Jou wil kan weerstand bied. Jou wil kan aan een kant hou. As jy nie wil nie, kan jy niks doen nie. So jy wil is in jou sielgedeelte. Lei keuses en aksies. Die siel maak 'n persoon selfbewus en gee 'n unieke persoonlikheid, identiteit en sin van doel. Nie een van ons se persoonlikheid is dieselfde. Nie een van ons se geaardhede is dieselfde nie. Een het 'n haastige geaardheid, ander het 'n baie slow, stadige, stak geaardheid. Ek is so slak geaardheid en Louis sê soos 'n ribbel. Daai kant. Maar as dit hoe die mens gemaak is. En baie keer plaas jy hulle die twee bymekaar. Iemand met 'n vinnige geaardheid, iemand met 'n stadige geaardheid, dan moet jy saamleef, maar die Here skeur ons skaaf self. Maar is belangrik, die siel se belangrike deel. Dan die derde gees, godsbewusheid. Die gees is deel van 'n persoon wat met God verbind en geestelike begrip en aanbidding moontlik maak. Dit stel die mense in staat tot geloof. Dit stel die mense in staat tot aanbidding. Dit stel die mens staat tot oortuiging. Dit stel die mens staat tot openbaring. Die gees is wat 'n persoon in staat stel om 'n verhouding met God te en aan te knoop. Wat hulle bewus maak van sy teenwoordigheid, leiding en
'n ewige doel. So die liggaam moet daar wees, dis die dop waarin die siel in die gees woon. Kan ek iets sê vir Mormone pastoor sê? Ek kan nie die liggaam wegvat en dink die siel en gees gaan leef nie. Nee, gaan nie leef nie. Ek kan die siel uittrek as hy my nou harde tyd gees en nou vat jy daai kant pad en dink die liggaam het lewe soos siel, gaan nie werk nie. As ek die gees uithaal, sterf die liggaam. So die liggaam het al twee nodig. Die gees het die liggaam nodig en die gees het die siel nodig. Die liggaam het die gees en die siel nodig. Die siel het al twee nodig en die gees het die liggaam nodig. So die een van hulle werk saam. Ek wil iets vertel, luister wat pastoor sê. Die rabbies praat altyd van twee honde, né? Hulle praat van die swart en die wit hond, julle gehoor al die stil nie. Hulle praat van die swart en die wit hond, dis wat die rabbies sê. Die een wat jy die meeste kos gee, is die een wat jy die liefste gaan hê. Soos ek die vleeslike kant van my kos gee, wat ek moet, maar meer as wat ek my geestelike mens kos gee. Gaan my siel gedeelte wat in die middel is, my siel is in die middel, gaan hy oorleen, waarna toe gaan hy oorleen? Na die vleeslike kant toe. Wat gebeur dan? Ek wandel dan in die gees nie, ek wandel dan volgens die vlees. Maar as ek dan terugbring in die middel, ek bly die woord, ek bly bid, ek kom kerk toe, ek wil gevoed word, ek wil die Here dien met my hele wese, dan leef my siel oor na die geestelike kant toe, en nou wandel ek in die gees, en wanneer ek in die gees wandel, kan die vlees niks doen nie, want hy is die swakste een dan. As ons dan al drie kyk, is die gees die sterkste, en die liggaam die swakste. Maar jou liggaam kan die sterkste word deur die siel, as jy hom kos gee, of die gees kan die sterkste word deur die sielkant, as jy hom kos gee. Verstaan? So dis belangrik om dit op te let, dat wanneer ons innerlik wil groei, kan ek nie my innerlike mens junkfood gee nie. Kentucky gaan nie elke dag werk nie. As ek my gees wil laat groei en sterk word, moet ek aan die woord bly, ek moet hierdie woord eet, ek moet uit mekaar uithaal, ek moet bid, ek moet hier wees, ek moet ontvang, aantekening maak, ek moet ander vertel, ek moet aan die groeiproses wees al die tyd, want dan gaan ek oorleen in die geesteskant, my siel gaan oorleen na, en dat jy minder probleme ook. Hoef jy amen te sê nie. So die volledige persoon funksioneer in 3 aspekte. Die liggaam tree in wisselwerking met die fisiese wêreld. Die siel reageer emosies, gedagtes en besluite. Die gees verbind met God en geestelike waarheid. Elke deel speel 'n kritieke rol. En albei werk saam om 'n persoon se aardse bestaan en ewige bestemming te bepaal. Wat sê pastoor altyd, wat jy was op hierdie aarde, sal jy wees aan die ander kant. Jy gaan nie sterf in engeltjies, vlekke kyk soos engeltjies, en aan die ander kant gaan jy nou rondvlieg soos 'n engeltjie nie. Wat jy hier was op aarde, sal jy wees as jy doodgaan. Niks verander nie. Jy verander net van adres. Van 'n fisiese adres na geestelike adres toe, maar jy wat hier geleef het, sal jy aan die ander kant ook leef. Dit is belangrik om dit te onthou. Mens. Tussen die twee is die siel. Neem die aard aan van een, van ander twee, as sodanig dien dit as skakel tussen die ander twee. Soos 'n skakelaar wat jy druk, klik, dan gaan hy oor die kant toe, klik, gaan hy oor die ander kant toe. Die funksies van die siel is om die gees en liggaam in hulle regte orde te hou.
sodat hulle nie al behoorlik verhouding met mekaar verloor nie. Op hierdie manier sal die liggaam wat die laagste is, onderdanig wees aan die gees, en die gees wat die hoogste is, sal die liggaam beheer deur die siel. Hy vat nie om, luister wat pastoor sê, hy vat nie 'n ompad. As die gees nou die liggaam wil beheer, werk hy daarvan af deur die siel. Hy vat nie ompad, hy werk deur die siel om die liggaam te beheer. Hy werk deur die siel en later wandel ons dan as geestelike mense. Die siel is dus die belangrikste element in die mens. Kom ons kyk gaan verder. Kom ons kyk na 'n voorbeeld vanmôre gou. Lukas 1:46 tot 47. Luister wat die Bybel sê. Luister mooi. Hy sê my siel maak die Here groot. Dis in die teenswoordige tyd. My siel maak die Here groot. Luister mooi, kyk vir my. En my gees het gejuig voltooide tyd in God die Verlosser. So hier sien ons die verandering in die tydsvorme volgens die oorspronklike taal wat aandui dat die gees eers moet juig. Die gees moet eers juig voordat die siel die Here kan groot maak. En wanneer die siel die Here groot maak, dan werk dit deur die liggaam om te sê stukkie aan hom. Spring rond, prys hom. Die gees kommunikeer eers die vreugde aan die siel en dan druk die siel hierdie vreugde uit deur die organe van die liggaam. Dit kan alles ook omwerk. Ek kan hier staan en ek kan die Here begin prys. Al voel ek niks binne in God se naam groot pad by hom opsteek en dat wat van buite af kan dan inwerk na binne toe ook. En ek kan later begin in tale sing, ek kan later begin ronddans vir die aangesig van die Here, maar dat dit uitelik begin, maar later my gees en my siel saam deelgeneem aan dit wat ek uitelik gedoen het. So aan al twee kante kan dit werk. Al twee kante kan dit werk. Luister. Volgens die lering van die Bybel en die ervaring van die gelowiges bestaan die gees van die mens uit 3 dele. Die gees van die mens bestaan uit 3 dele, of dit het 3 funksies. Nou moet jy mooi luister, en dit is belangrik dat jy se optel wat pastoor sê vanmôre in hierdie gedeelte. Belangrik, dan weet jy, ons het altyd gesê, voordat ek by kom, jy stap in 'n plat en, dit is wat hy tyd geplat in 'n plek en, waar ek het so gut feeling gehad, het al so gesê. So gut, wie was hy gut feeling wat jy gehad het? Die gees binne in. Wat jy gewaarsku het. Waar ek 'n gut feeling gehad, ek moet nie daai pad ry nie. Ag, nou hoor jy groot ongeluk aan 'n plaas van dit, maar binne was jy gewaarsku het, ag, as hulle baie stemmetjie binne in jou, moet nie daai pad ry nie, of hy gevoel. Luister. Luister interessant. Hierdie 3 dele is die mens se gewete. Nommer 1. Ek praat hier van die gees, né? Van die gees. Is die gewete, die innerlike aanvoeling, die tweede deel, en die gemeenskap of fellowship. Dit wil sê die gemeenskap met God wat dieselfde is as aanbidding. Nou hier is die gewete die onderskeidsorgaan. Wat sê ons baie keer nie so nie praat, van ons praat, daai persoon het geen gewete nie. Die onderskeiding van reg of verkeerd deur die gewete word beïnvloed deur die kennis in die verstand nie in die verstand nie. Daar is eerder 'n spontane, direkte oordeel. Baie keer sal die gewete iets veroordeel, selfs wanneer die rede die gedagtes dit goedkeur, en ek het vorige keer weer gesê, dat jou innerlike mens en jou gedagtes clash altyd. Jou gedagtes kan vir jou sê, jy doen dit. Dan voel jy
in die innerlike mens, ek het so snaakse krap gevoel hier binne, moet dit dan nie doen nie. As jy jou gedagtes, wat ook al onthou, dat die duiwel kommunikeer in jou gedagtes, nie in jou innerlike mens nie. So jou gedagtes kan een ding sê, gedagtes kan vir jou sê, doen dit al in jou innerlike mens kan sê, nee, of waar sy wysheid kan sê, moet dit nie doen nie, as jy innerlike mens doen dit. As jy mooi gaan kyk in die Ou Testament, 'n baie goeie voorbeeld, is die laaste keer gelees het van Dawid, wat hy gekom het toe hy die Amalekiete moes aanval, het hy gevra, Here, hy het na die Here toe gegaan, hy sê, wat moet ek doen? Nou in sy innerlike mens het hy aanvaar of ervaar dat hy dit moes doen, hy moes seker maak by die Here. Maar sy gedagtes sê, jy gaan 'n dom ding doen, kyk hoeveel mense is daar, hulle is 10 keer meer as jy, en jy wil hulle aanval, kyk hoeveel mense het jy, maar sy innerlike mense sê ja, en hy gaan toe die Here bevestig, gaan val al aan, want ek sal saam met julle wees. Verstaan? Die twee het verskil, maar hy het sy sleutel gekry by die Here, sy antwoord by die Here gekry. En dis so belangrik is om na die innerlike mense luister na jou innerlike mens, maar jy besluit te doen, sê, nee man, ek gaan goed daar werk, ek gaan 'n lekker werk hê daar, ek gaan goed gaan met jou, as die gedagte sê, jy begin al ligkastele bou, maar meer jy ligkastele bou, hoe meer ongemaklik voel jy in jou hart, sê binne bly. Want as jy gaan die stap geen geloof, gaan jy in 'n gat inval. Nou baie stil, jong. Deur jou innerlike gevoel kan die mens werklik iets weet, dat sy verstand hom net in staat stel om te verstaan. Aan die ander woorde, jy voel dit, jy gevaar wat hier binne, en jy weet baie keer nie wat dit is nie. Jy voel ongemaklik oor iets, maar jy kan nie dit uitwys nie. En baie keer vertaal jou gedagtes dit wat jy voel in jou innerlike mens. Dis waarvoor die gedagtes daar is. Alle openbarings van God en alle bewegings van die Heilige Gees word deur die gelowiges deur innerlike aanvoeling gegee. God kommunikeer met ons gees. En as jou gees baie keer wat jy waarsku, moet nie deze tree gee nie. Moenie vandag inkopies gaan doen nie. Moet nie vandag hy pad ry nie. Moet nie daai persoon nou bel nie. Al wat dit ook al mag wees. Luister, ek sê altyd dat die stil stemmetjie binne wat met jou praat en jy reageer op dit, want dit is die regte ding om te doen. Die gelowige moet die stem van die gewete in die innerlike aanvoeling moet hulle gehoorsaam. God kom nie deur ons verstand of deur ons emosies of deur ons begeertes nie. Emosies kan gevaarlik wees op die einde van die dag. God word direk deur sy gees geken, die mens aanbid God en kommunikeer direk met God deur sy gees, in jou gees. Dit wil sê deur die innerlike mens en nie deur die siel of uiterlike nie. Kom ons gaan na die siel gedeelte toe. En ek stadig gaan na klaar maak. Laas die siel word genoem die orgaan van die mens se persoonlikheid. Alles wat in die mens se persoonlikheid ingesluit is, dit wil sê elke element wat hom 'n mens maak, is deel van sy siel. Sy intellek, sy verstand, sy idees, sy liefde, sy stimulasies, sy oordeel, sy wil ensovoorts, is alles dele van die siel. Dis ook belangrik is om ons wil oor te gee in God se wil. Sy Here laat my wil U wil word. Minder van my, maar meer van U. Amen. En die Here noem die Bybel die mens 'n siel. Hy noem die mens 'n siel. Asof die mens net 'n siel het. Byvoorbeeld Genesis 5:12 vers 5 sê, praat van die siele wat uit Haran uitgegaan het. Wanneer Jakob sy huisgesin na Egipte bring, sê die Bybel dat al die siele van die huis van Jakob
wat in Egipte ingekom het, 70 siele, volgens Genesis 46:27. Daar's baie ander voordele, of voorbeelde soos hierdie, die oorspronklike taal waar siel gebruik word, om die mense aan te dui. Die rede hiervoor is dat die siel die ligging van die mense persoonlikheid en die hoofelement van die persoonlikheid is. Die manier waarop 'n mens optree word beheer deur sy persoonlikheid. 'n Mens se bestaan, eienskappe en lewe kom alles uit sy siel. Daarom noem die Bybel die mens 'n siel. As jy waaragtig verander is, die Here het waaragtig jou siel gered, sal die dinge wat jy in die verlede gedoen het, nie weer kop uitsteek nou in jou geestelike lewe nie. Daar wat die deure afskop, daar wat gaat in die deure inslaan, maar wat vloek en skel, allerhande dinge doen, daar wat self die hond skop en uitjaag, al daardie dinge is verby. Kyk, jy ou dinge is waar jy kyk, alles het nuut geword, jy word heeltemal verander, van daai karaktertrek, en is dit die Here, kan nooit jou karakter verander nie, maar hy werk aan jou karakter. Hy kan nooit jou persoonlikheid verander nie, hy werk aan jou persoonlikheid, jy is wie ek is, jy is wie jy is. Ja, die lelikheid het uit, hy plaas die mooi daar, en hy gebruik jou tong nou, wat geskel en geswets het, reg hierdie dag, as 'n tweede taal vir jou gewees, gebruik jy nou om God te loof en te aanbid. Jy begin nuwe liedere sing tot eer van die Here. Jy begin saam sing en saam prys en sy naam groot maak. As geen skelwoord of vloekwoord wat oor jou lippe meer kom nie. Dis wat hy doen. Dis wat hy doen. Hy verander jou. Jy word waar jy in die wêreld 'n geweldige sterk reus word jy nou nie 'n reus geword soos 'n lammetjie in sy hande. Want hy het jou verander, hy het aan jou gewerk, hy het jou gestuur en skaap, jy is iemand anderster. En dieselfde dinge wat jy in die wêreld gedoen het, is nou weg, dit bestaan nie meer nie. Maar hy vat dit wat hy in die wêreld gebruik het, vat hy en gebruik het tot eer en verheerliking van sy naam. Hy maak jou instrument in sy hand. Jy het gedans tot die son opkom die volgende dag, nou dans jy vir die Here. Die paar amens, amen, amen, amen. Die dans nog. Vra net. Dis wat die Here doen. Maar jou siel moet kan oorlê aan die geestelike kant. Dat alles wat in jou siel is, jou persoonlikheid, alles word daardeur geraak. As dit oorlê in die wêreldskant. Dan pop al daardie onkruid weer op, waar jy gaan, begin alles nou weer ontkiem en vrug dra, en jy kom agter, ek vloek net soos ek gevloek het daardie tyd. En allerlei dinge wat jy doen, in plaas van om oor te leen, na die kant toe waar die Here jy wil hê, geestelike kant, dat jou siel dit kan absorbeer op die einde van die dag. Nou wil ek sluit, luister mooi. Dus kom ons lees in Romeine 8 vers 7. Dit wat die vlees bedink vyandskap is teen God, want hy onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want het kan dit nie doen nie. Wat maak jy met 'n balhoorige vleeslike mens wat jy wil hoor nie? Wat maak jy met 'n vleeslike mens wat begeer om die dinge van die vlees in te neem, en daarom deel te neem, en al die dinge, en jy weet verseker, dat jou siel gaan skade ly op die einde van die dag, as jy dit gaan doen, in plaas van om oor te leen na die geestelike kant, lê jy oor in die vleeslike kant. Hoe hanteer jy dit? Wat doen jy?
gaan vir die volgende week vertel, jy moet die volgende week dan geen mis. Want as jy wil, en jou verstand ingewortel is in die dinge van die vlees, jy baie groot probleme. Want dan word dit deel van die ou mens, wat veronderstel is, om in die graf te wees. Ja, gehoor baie mense gesê, man, ek voel so wat trek my Pinksterbaadjie uit. Kom nou. Wanneer probleme ontstaan, en wanneer mense dit kwaad maak vir hulle Pinksterbaadjie uittrek en terug inklim in die vuil, overal, vleeslike ding en mense aanrand, en hy stink soos die wêreld. Gaan ons nie werk nie. As jy dit een keer gedoen het, gaan jy weer 'n keer doen. Selfs die ander dinge wat jy doen. Jy kan nie toelaat dat jou gees daai dinge, jou siel daai dinge absorbeer van die wêreld nie. Wanneer ons oorlê na die gees toe, word jou gees die sterkste. Elke gedagte, elke versoeking, beproewing is dan onder die Heilige Gees. Alles die vleeslike begeertes wat ons almal het, is onder die beheer van die Gees. Dit kan nie weghardloop nie, dit kan nie oorhand kry. Soos die mense wat op die straathoeke staan en hulle liggame verkoop nie, want alles van jou is onder beheer van die Heilige Gees. Niks kan uitkom nie, jy doen dit volgens woord, word beheer volgens die woord, en die Gees is in beheer van dit. Dan wandel ons volgens die Gees, en nie volgens die vlees nie. Amen. So ons volgende week aangaan met deel 2, ons laat uitkom die gedagtes wat harde klip is om te kou. Daai kan my netjies om te kou, maar ek glo die Here gaan ons help. Dis dinge wat ons moet weet, mense. Hoe weet jy wat die duiwel jou ontval? Hoe weet jy wie 'n woord van die duiwel is of 'n woord van God of 'n woord van jouself? Hoe weet ons dit? Wanneer ek hoor 'n stem, wie praat nou met my? Is dit myself in my binneste? Is dit die Here wat met my praat of is die duiwel wat met my praat? Hoe weet jy sulke dinge? As jy nie ingestem is, gaan jy nie weet nie. 'n Mense val, mense neem verkeerde besluite omdat hulle reageer op verkeerde dinge wat gesê word. Op 'n verkeerde stem neem hulle die besluit aan op die einde van die dag. Ek sê nou vir Lien, ek kan boeke skryf oor mense wat ek gewaarsku het, moet dit nie doen nie. Dat agterna gegaan het en presies dieselfde gedoen het en geval het en alles verloor het op die einde van die dag. Jy doen nie dom dinge nie. As die Here vir jou sê doen dit, dan doen jy dit. As die Here sê jy bly, dan bly jy. As die Here sê spring, dan spring jy. Verder doen jy niks nie. Jy kan nie bekostig om mis te vat in die tyd waar ons vandag geleef het. Jy het groot drama wat vir jou wag op die einde van die dag. Amen. Kom ons sê dankie vir Jesus vanmôre. Kom ons staan, sis. Kom ons maak sy naam groot vanmôre. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Waar is verlange, maar my Jesus doen. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons sing dit, kom ons verheerlik
Dankie dat dit ingang gevind het en ons vanmôre gehoor het wat die Here vir ons sê. En help ons, Here, vanmôre deur dit te beoefen om die stem van die Here dan te hoor in ons lewens, te herken in ons lewens. En Vader, ons weet dat hoe nader die koms van die Here is en meer die aanslag van die vyand, ons het die nodig die pad saam met ons gestap, ons hand te vat en ons te leer. En ons weet, Here, ons wil graag op hierdie dag saam met U wees waar U is vir altyd en vir ewig. En ons kan nie bekostig om dit te verloor nie. Ons wil alleenlik op die pad stap en gehoorsaam wees en doen wat U vir ons sê om te doen in Jesus Christus se naam. Dankie dat hierdie naprediker is, Heilige Gees in elkeen se hart sal werk. En Here, ek prys en ek loof en ek aanbid U daarvoor in Jesus naam. Al die kinders van Here sê